die lof kom U toe. Ons lees gou, kom ons bid gou saam. Dankie Here dat die woord vanmôre gesuiwer, gelouter is. Ons weet is in die snaakhoes van die aarde, die woord leer ons dit. Die hele inhoud van U woord is die waarheid. Heilige ons in U waarheid vanoggend, Here, en laat hierdie woord tot stigting en troos en dit wat U uitkom vir mense sal wees, Here. Want U sê vir ons die hele skrif is deur U geïnspireer en ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En dankie dat U mense vermoor bewus maak van die krag van die woord in ons midde. Ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Halleluja, is op die regte plek. Amen. So Pieter, ek wonder baie keer wat ek moet bedien hè. Ek het hier so tot Vrydag, Donderdag, toe sit ek nog in wonder en soos mens maar deur alles gaan en goed, toe kom daar een ding by my op en dis die woord nou. Ek sê vir Sjalg jou pa se skoonpa se woord vanmôre is nou. Wie weet ons is klaar vanmôre in die helfte van 2026 verby al, nee. Ons is al in Julie, 'n paar verjare wat voor lê, mense wat ouer word, maar wat se blad nog groen is. So partykeer is mens bang om ouer te word, maar tog is dit tog die denke en mense gedagtes, ons gaan tog nie lank vanaf die hemelhuis toe. As in die wêreld is die dinge wat hier buite gebeur nie, miskien ons ouderdom, ek weet nie. Al wat ek weet, die pyn en skete word al meer elke dag. So ek weet nie die mense wat so oud is, hoe erg is dit nie. Of is maar aanpas met dit. Maar prys die Here, ons te koning wat lewe. En as ek so kyk vir alle mense wat baie meer verlies het, dinge wat nie reg is nie, is dit niks die bietjie pyn wat mense het nie. Hy moeilike opstaan, die knie wat nie wil werk nie. Ek weet, Joey sit ook met so knie wat nie, of knie wat nie. wat nie meer daar wil wees nie, maar in 'n geval wat nie wil werk nie. Ons is klaar, en weet jy wat, daar's een woord wat aan my gedagtes vasgesteek het, en dit is nou. Nie later nie, nie eendag nie, nie wanneer dit lyk of dinge beter lyk in ons land nie, nie wanneer die kerke vol gelowiges sit nie, nie wanneer al die probleme opgelos is nie, nie wanneer ons genoeg geld het nie, nie wanneer die storm in ons lewens bedaar het nie. Nou, as ons wil sterk wees, luister, en meer as oorwinnaars in die toekoms, moet ons nou sterk staan in die geloof en sterk wees as gelowiges in die kerk. Hoor net ek vanmôre sê, as ons nie nou kan sterk staan nie, gaan ons val vorentoe, want dinge raak moeiliker, mense. Kom ons beoefen ons in die ding, dat al is dit moeilik, ons moet sterk staan, want ons het kinders, ons het mense wat nog na ons hier moet wees. En as ons nou val, dan gaan niemand meer die naken aangaan nie, want ons het dan geval. Ek wil vanmôre met u gaan na 'n baie klein boek in die Bybel. Dis die boek net voor Openbaring. Roan, wat is die boek voor Openbaring? My genade, prys die Here, iemand lees sy Bybel. Judas. Hy het net een hoofstuk. En weet jy wat baie interessant, ek kom met die gaan in Lukas. Ek praat nou nie van Judas Iskariot wat Jesus verraai het nie. Judas was Jakobus se broer. En as jy gaan kyk in Matteus 13 julle en Markus 6, dan sien jy, hulle was eintlik die broers van Jesus. Jakobus, Judas, Markus, Judas, Simon, daar was 4 van hulle en hulle sê daar was susters op. Nou baie mense sê, dis miskien as sy halfbroer of stiefbroer, maak nie saak, hulle sê, miskien het Josef al kinders gehad, maar in elk geval, van hulle is Maria en Josef se kinders gewees. En dan Jesus natuurlik, wat eintlik hulle broer was, halfbroer, want die Heilige Gees het mos die maag Maria oorskadu. So hy is eintlik die vader van Jesus. As jy daaraan dink, nee. Die Heilige Gees het oor haar gekom en sy het 'n kind gebaar en dis natuurlik genoem Jesus, die redder van ons lewe, Jesus wat gekom het om ons te verlos van die mag van sonde en ons weet as hy nie gekom het en die prys betaal het, hy was ons verlore.
Maar ek gaan met u na Judas toe en 'n baie interessante inligting en feite in hierdie een hoofstuk. Jy kan nie glo hoeveel waarheid, hoeveel diepte is daar vasgevang nie. Ons het vir interessantheid, ek het net nou gepraat met die Heilige Gees en hy sê inteendeel daar sê hy vir ons, maar ek wil hê broeders, julle moet julle opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Dis een van die goeie en dit is interessant. Dit is 'n verskriklik interessante boek. En ek dink mense verbaal ons om daai boek te gaan lees, die brief van Judas. As jy gaan kyk, ek gaan die hele gedeelte nie deurbehandel, daar is nie genoeg tyd nie. Dit sê u reg is dat ons tot 2 uur toe sit. Ek dink nie almal wil tot 2 uur toe wees nie. Maar daar het in daardie tyd baie valse leraars in die kerk ingesluip. Dis nie gelowiges, jy gaan kyk dan Judas, hulle geloof was beproef. Hulle moraliteit was swak. Hulle het maklik geval. Daar's baie onwaarhede wat ingekom het in die kerk in daardie tyd. Die waarheid was verdraai en daar was baie goddeloosheid. Dit klink amper vir my soos die kerke vandag. Ja. Ek wil amper eens hard sien nie. Daar's soveel valsheid in die kerke. Party kerke is skouspelagtigheid geword. Party kerke het weggedraai van die woord van God af. Hulle vat hulle beginsels en hulle sê ons glo dit en dan wil hulle gaan 'n paar skrifte uit die Bybel uithaal. Nee, in plaas van die woord van God te vat en die waarheid omtrent dit wat in die woord geskryf is, dan vir hulle daar uit te bou. En dis wat ons glo. Daar's baie kerke wat vir hulle luister, vir hulle predikers aangestel het, wat die woord van God vind, mense het een van hulle predikers gekry, by die gehoorstreel, daar word nie meer sonde gepreek nie. Broer, kom maar net, gee maar net jou geld vir ons, dit is reg. Pastoor, ek het nog maar die ou sonnetjies my lewe, ek dink ek het verkeerd is, daai ding wat so is, dit wat ek nog doen, ag nee my broer, dit is okay, kom net kerk toe, gee net jou geld vir die kerk. In plaas van om daai man te sê, jy is besig om te speel met sonde broer, as jy hierdie sonde van jou los nie, gaan jy nie die hemel maak nie. Oordeel jy nie, die woord van God sê vir ons, daar is sekere goed wat jy nie mag doen nie. Want hy sê, jy kan nie 'n liefhebber van genot wees en van die wêreld nie. Want hy sê, dat die liefde van die Vader nie in jou nie. Maar wat baie interessant is, terwyl Judas skryf daar, sien hy skryf aan die einde van sy hoofstuk, skryf hy, maar Judas sluit sy brief af, nie met vrees nie. Nee, inteendeel, hy sluit sy boek af met lofprysing. Hoor jy wat sê hy in Judas 1 van vers 24, hy sê aan hom, hy praat van die Here Jesus. Ek was in my Bybel opbou, want ek van die goed ek wil net neergeskryf om dit groter te maak, dit maak dit vir ons en meer duideliker, en ek het dit lekker ge-highlight. So hulle sê, wat is highlight in Afrikaans? Ek weet nie. Beklemtoon of wat ook al. Maar aan hom, hoor wat sê die woord van God daar, die Here Jesus, nou wat magtig is om julle van struikelende te bewaar. Hoor mooi, en sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Dan kom die lofoffer. Gee ons lofoffers vir God aan die alleenwyse God, ons verlosser. Kom toe die heerlikheid en majesteit, krag en mag nou en tot in ewigheid. Amen. Ja. Hy sluit die hoofstuk af, hy klaar nie oor hy ons nie, hy skryf daar wat daar is, maar hy sê nog steeds kom God die lof toe. Hierdie gedeelte en vers leer ons, dat ons nie moet staat hoef te maak op ons eie krag nie. Ons het 'n God wat in ons kant is. Weet jy wat? Ek vrees niks nie. Ek sê dit onomwonde verhoor. Ek vrees niks nie. Ek vrees nie wat in die wêreld aangaan nie. Ek vrees nie die duisternis daar buite nie. Ek vrees nie dit wat daar buite is nie. Ek vrees nie die donkerte nie. Ek is vreesloos, want God sê in sy woord, hy het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Ek
jy word bewaar deur God in die skuilplek van die Allerhoogste. Hy is jou bewaarder. Psalm 21 wat nooit slymer op slaap nie. Amen. Ons is oordek, luister my suster, met sy genade. Want sy genade, volgens 2 Korintiërs 12 vers 9, sê hy, sy genade sal is vir jou genoeg. Dit bring my terug na Efesiërs 2 vers 8, hy sê, want uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self. Ons voetstappe en gedagtes word gerig deur sy wysheid. Hoe wat sê hy vir ons in Spreuke 2 vers 6, hy sê, die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. My broer, ons word versterk deur sy krag. Amen. Halleluja. Hoor wat sê, hy sê vir ons in Psalm 21, hy is ons skade wee aan ons regterhand. Hoor jy, Roan, as jy al buite loop en dan kom 'n bende na jou toe en hulle kyk jou aan, dan sê jy, ek vrees nie, want God is aan my regterhand. Sien my skade, broer, pas op, God is met my. Want jy en ek is 'n tempel van God se Heilige Gees. En sy Gees woon in ons. Ek het nou verkeerd gesê, jy kan nie net doen wat jy wil nie. Maar vandag roep die Here, die God wat jou en my bewaar, om te leef, om op te tree met moed, met toewyding en gehoorsaamheid. Yes. Dit is nie vir later nie, dis wat jy nou moet doen. Die bonatuurlike beskerming en krag van die Here vrywaar ons as sy kinders nie van ons verantwoordelikhede nie. As die Here ons as gelowiges en kerk bewaar en behoed om nie te struikel en te val nie, dan moet ons bereid wees om op te staan vir sy naam waar hy jou ook al geplaas het. Baie belangrik. Daar's baie mense wat nie in die sonnige Natal sit met sy heerlike tropiese klimaat nie. Daar's mense wat uitgaan in die plekke in waar hulle God nie aanbid nie en hulle versprei die evangelie en hulle verkondig die evangelie aan die mense daar buite. Hy sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig, daar buite. Nou gaan ek vir iets interessant sê. Luister ek of jy sê, as die Here gelowig is, ons as gelowiges in die kerk bewaar, om nie te struikel en te val, dan moet ons opstaan kom. Hoor wat sê Spreuke 24 vers 16, so Pieter nou dag vir ons hier so aangehaal. Spreuke 24, hy sê, want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. Nou kom ek gaan vir u gou 'n demonstrasie gee. Jy sien, ek weet jy of jy daar kan kyk nie. Miskien nie so af. As jy kyk nou, ek het nou geval. Kan jy net vir my die video so 'n bietjie aflaat van hy my kan sien, is dit reg so. Dus ek val hierso, mense, kyk. As ek val, nee. Hoe ek kom weer op. As ek val en ek gestruikel en sê, "Oh, ek geval." En ek bly lê. Oh nee, dit was die geval was dat ek gewoon net hier lê. Dan gaan niks met my gebeur nie. Maar wat sê God se woord? Hy sê die regverdige val 7 maal. En vir my, luister nou mooi, want jy moet mooi luister na die ding. Vir my om weer te val, beteken ek moet weer opstaan. Ja. Anders gaan ek nie weer val nie. En dan ek jou sê, as jy kind van God is, al kom die omstandighede, al gebeur dat in jou lewe, en jy gaan val, jy is in die sloot, jy lê daar, en jy lê daar en krepeer, en sê, ag, nou die wêreld my val, maar dit vergaan en alles, en jy bly lê, dan gaan jy weer val nie. Hoe wat sê Gods woord? Hy sê regverdige, hy val, my broer, hy val, en hy staan weer op, en sê, dankie Here, ek gaan weer opstaan, en net om die draai gaan wees, en dan val hy weer. Maar hy staan weer op, want hy is regverdig vir God. Yes.
Hy lê nie daar. Hoor jy wat ek vir sê? Dis hoe God se woord vir ons sê. Hy sê, wees manlik, wees sterk. Hy leer vir ons, hy sê vir ons in Hebreërs 12 vers 2:12, hy sê, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. As jy afvaardig is vir God, gaan jy nie bly lê nie. Jy staan op. Hoor wat ek vir jy sê? Hy sê, al val jy 7 keer, jy staan weer op. Want jy is kind van God. Jy weet jou krag en jou behoud is in die Here, die God van die heerskare. Ek wil vir jou môre sê, as kind van God, ons moet as kinders van God staan op die waarheid, wanneer die waarheid ongewild is. Jy moet staan as gelowige en as gelowiges in 'n eenheid, wanneer verdeling en skeiding ons bedreig. As kind van God moet jy staan in heiligheid sonder kompromie, wanneer dit te maklik is om verskonings te maak. Wanneer jy kind van God is, moet jy staan, jy moet opstaan, om sonder skaamte die evangelie te verkondig, al is dit hoe moeilik, en al word ons lewens bedreig. Kor is nie interessant hier, die mense verkondig nie die woord van God nie, en hier is die grootste geleentheid om dit te doen. Maar mense doen dit net nie. Hulle is so stil as die graf van self. Hulle is te bang as hulle mond oopmaak, mense gaan vir hulle sleg sê, of ek weet nie wat. Hoeveel kind van God, mense het jy al verbygeloop, sonder om vir hom te vertel van Jesus. Ek praat myself, God het my die woord gegee, om vir jou af te lewer. Ek wil vanmôre vir u sê, as kind van God, tyd verspeel is verby. Nou meer as ooit moet ons opstaan as gelowiges, want siele is op die spel, Roan. Miljoene mense sterf sonder Christus, wat die enigste weg, waarheid en lewe is, volgens Johannes 14 vers 6. Ek gewag vir die ander van iemand. Wat sê Hebreërs 3 vers 15? Hy sê, vandag, as jy sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. Skoon my. As ons sterk wil staan, as gelowiges in die kerk, luister vanmôre, God het vir my dit hier woord gegee, jy kan maak daarmee wat jy wil, of jy kan dit jou maak, en daarmee gaan werk, en dit doeners word van sy woord. As ons sterk wil staan, as gelowiges in die kerk, sal ons meer as net toeskouers moet wees. Ons sal moet gaan disippels maak. Ons sal moet bid volgens die woord sonder ophou. Ons sal hierdie woord van God moet lees, hom ken en hom gehoorsaam. Ons geloof te versterk deur sy woord. Want die woord van God sê, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En ons moet hierdie woord, my broer en suster, verander leer. Mense ken die woord nie. Ons wat al lank hier is, wat die woord, hy sê van weer die tyd, moes julle almal al leraars gewees het. Wat bedoel hy? Jy hoef nie te gaan leer vir 'n prediker nie. Jy kan die woord van God bestudeer, en jy kan dit vir mense gaan gee. Hierdie lewende woord, hierdie logos woord, kan 'n rema woord word, die oomblik as jy hom oopmaak, en jy lees hom, en jy spreek om iemand se lewens in, hy sê, sy woord sal nie leer teruggee nie, dan word dit 'n lewende woord, hy sê, die hele skrif, as jy nie Engels gaan kyk, sê, this word of God is inspired by God, it is God-breathed, it's God's breath, wanneer jy hierdie woord spreek, God se asem, want hy is die woord, en hy het vlees geword en ons gewandel. In die begin was die woord was God, en die woord was God, halleluja. Ek wil vanmôre vir u vermaan,
En die Here lê in my gedagte, ons moet ophou negatief praat en sê, gaan ons dit oorleef. Want onthou wat ek vir julle vanmôre wil sê en deurbring, krag en lewe lê in die mag van die tong. Ons moet onomwonde verklaar, ons kan en ons gaan, want ons het 'n God aan ons kant wat in staat is om te doen ver bo ons eie vermoë. Efesiërs 3 vers 20, God is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think. God se planne en krag, luister, is ver bo ons eie gedagtes, verbeelding en beperkings. Ons het 'n God wat magtig is om te doen. Ek sien party van die mense van die kerk lyk my soos hase wat weghardloop, vlakhase of iets. Hulle ken nie die krag wat hulle van God in hulle het nie. En dan kan ek aan die ander kant sê, party kerke gaan nie daar, dis doods. Want hulle sê nee, ek sien nie nodig vir die Heilige Gees nie. Wie vanoggend mense is vasgevang in hulle eie omstandighede. Dis moeilik om iemand te kry wat wil help. Niemand wil uitreik na die behoeftige of hongersiel daar buitekant nie. Ek praat nie nou net fisies kos wat hy nodig het, so nie, ook geestelik. Weet jy hoeveel mense is geestelik dood daar buite? Weet jy hoeveel mense is liefdeloos? Die omgee is net nie meer daar nie. Die barmhartige Samaritaan het saam die Bybel daar agter gebly, lyk dit my in daardie tyd. Hy het dit nie gemaak tot hier nie. Lyk my sy nageslag het nie voorgebly. Daar's niemand wat meer barmhartig is nie, daar's te min. Jy sien dit nie. Ons lees, in Judas was daar baie goddelose mense, maar ten spyte van die vals leraars en spotters, het hy nog steeds God gaan bid. Kom ons lees so, ek wil gou vir ons lees in Judas, is dit reg so, ek moet gou ons wat jy vir daar lees uit Judas uit. En as ons kyk, dan sê hy daar, ek gaan hy vanaf vers 23, hy sê daar in vers 17-23, en hy sê, julle geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hy julle gesê het, in die laaste tyd, ons in die laaste tyd, sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeurende maak, sulke mense wat die Gees nie het nie. Maar julle geliefdes, vers 20, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur uit te ruk. Hoor jy wat sê God se woord daar? As jy daai ou los, hy gaan hel toe. Jy moet daai ou met jou passie, met dit wat jy het, uit die vuur uitdruk. En ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek is. Ja. Groot woorde, nee. Vandag, in die jaar 2026, weet ons, daar is baie goddelose mense daarby, spotters, valse leraars, mense wat nie in God glo nie. Ek meen, daar's een dag in die week wat mense net tyd vir God kan gee, maar hulle doen dit nie eens. Dan gaan nie afstand nie, want kyk, die strand is vol. Kyk in die kerk. Gaan kyk, gaan dit nie af, dan sien jy vir manne doen, dan Sondag het 'n sportdag geword. Dit is net nie meer, die kommerens word nog maar op 'n Sondag. Kon net nie op Saterdag mag gaan nie. Nou bly mense Sondag uit die kerk uit die dag wat hulle vir die Here moet gee, en hulle gaan op kommerens. Mense wat nie in God glo het, nou koud het, nou hoor jy, mense wat in God glo. Daar's vals leraars, maar daar's mense wat in God glo, maar het koud geword.
Mense wat by verkeerde kerke sit en vasgevang is in die tradisie van die kerk en die geen glo in plaas van die waarheid. Ek kan vir u verseker vanmôre sê, sonder twyfel, jou grootste kerke, ek gaan nie name noem vanoggend, jou grootste kerke, die grootste kerke sit te leen in hulle midde. Ja, ek is soms. Yes. Maar hoe ook al, wil ek vir u wat hier is vanoggend en jy wat luister toehoorder, dat die Here wil hê ons moet opstaan as kerk en gelowiges en 'n verskil maak. Ons van die waarheid ken. Nie volgende jaar nie. Nie mense maak ook 'n belofte in die begin van die jaar. Ons trek in die helfte van die jaar. Waar is die siele? Waar het mense iets vir God gedoen? Hy wil jy moet nou opstaan. Amen. Ons van die waarheid ken, die waarheid. Nie volgende maand nie volgende week nie môre nie, want dit kan te laat wees. God wil hê ek en jy moet 'n verskil maak nou. No. Luister, in die boek van Jesaja is daar 'n profetiese oproep vir Israel en hulle is herstelling geluk. Ek het al oor hier gedeeltes bedien, maar ek wil stukke daar uithaal vir u. Ontwaak Jesaja 52 vers 1 tot 3. Beklee jou met sterkte o Sion, trek jou sierlike klere aan o Jerusalem, heilige stad, want in jou sal verder geen onbesnedene of onrein nie meer kom. Dit was geskryf aan die volk Israel, maar dit is vir jou en vir my op, want die woord van God is profeties geskryf. Hy sê, skud jou los uit die stof. Staan op, sit neer o Jerusalem, maak los die bande aan jou hals, o gevange dogter van Sion. Luister, ek wil vanmôre vir u sê, die Here vra vir jou en vir my om te ontwaak, om op te staan, om jou met sterkte te beklee. Maak los die bande om jou hals, daardie dinge wat jou vashou, daardie dinge in die verlede, daardie sonde, daardie goed wat nie saak maak nie, sleep jy saam en ons kan nie uitkom by God wat hy en dit waarvoor ons geroep het nie. Ja. God roep jou en vir my om jou los te skud uit die stof. Dit wat jou oë verblind, jy kan nie sien nie, want die goed omring jou, die omstandighede, in plaas van dat jy jou oë gerig hou op God en by hom uitkom, want hy is die een wat jou kan uithelp en vir jou kan red en vir jou die plan kan gee vir jou lewe. God soek manne en vroue wat wil opstaan in die naam van die Here Jesus Christus en iets begin doen. Ek praat nie net pastore, evangeliste en herders nie. Elkeen van ons, as jy 'n mond het, jy kan praat, dan kan jy dit gaan doen. Al is dit donker daar buite en al is dit moeilik. God sal vir jou krag gee. 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. Vers 9, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Amen. Hoor wat jy sê, wat God vir jy sê vanmôre. My genade is vir jou genoeg. Die Engels sê, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Dan gaan die woord verder, hy sê, baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Vers 10, daarom sê die woord van God, hy sê, ek het behaal swakhede, die teenoorgestelde van die wêreld daar buite, wat sê, as jy swak is jy loser. Nee, ek wil vir jou sê, as jy swak is, maak nie saak nie, God wil jou gebruik, hy soek jou bereidwilligheid. Hoor wat sê God se woord, ek het behaal swakhede, in mishandelinge, in node en vervolgende en benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Baie naby aan klaar, Jesaja 40 vers 29. Dis my geliefde hoorskap, hy sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Amen. Wat sê woord verder daar? Wie kan nou? Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg. Die vaar op soos 'n arend. Kom, vandag staan op
maak 'n verskil. Hoor vanoggend, ek wil hê nou luister wat ek vir julle sê nou. Die stem van die Here vanoggend, Jesaja 6 vers 8, God in my gees gelê. Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Ons maak ons goed. Dankie Here vir die woord. En ons wil, Here, met die krag, met in ons lewens wil ons verskil maak. Ek val baie. Ek het baie mense wat bygeloop het ek nie vertel het van Jesus. Maar die woord leer vir ons in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God vir elkeen na buite wat verlore gaan. Here, ons wil vanmôre opstaan. Ons wil die wagters op die mure wees. Nou wil ons dit doen, Here. Help ons daarin dat ons wil opstaan en uitgaan en hierdie woord vat en dit verkondig. Ons wil die verskil maak. Ons wil opstaan uit ons slaaptoestand uit. Ons wil ontwaak en gaan doen. Help ons. Lei ons in dit wat ons moet doen. Mag die vrede en die gemeenskap van die Gees wees in ons krag gee. Dankie ons eer in Jesus wonderlike en heilige naam. Amen.